Ons is dankbaar dat jy hier is. Ons begin vanoggend met 'n baie groot onderneming en dit is om Genesis te preek. Dis 'n saak wat van ons 'n rukkie gaan besig hou, maar ek vertrou dat ons vanoggend die grondwerk sal lê sodat u in die hart opgewonde sal wees en sal sê ek wil niks hiervan mis nie. Daar's groot en heerlike dinge wat vir ons wag. Daar's 'n uitdrukking in Engels wat sê there's method in his madness. Miskien het u dit al gehoor. So as ons vanoggend Genesis gaan begin bestudeer, wil ek vir u vra om te blaai na ons skriflesing in Openbaring 22. U het reg gehoor, Openbaring 22, die laaste hoofstuk, letterlik die laaste hoofstuk van die Bybel. Daar is method in my madness, u sal dit later agterkom. Openbaring 22 is waar ons gaan lees, en ons gaan die hele hoofstuk lees, dit is so 21 verse. Openbaring 22, ek lees uit die ou vertaling, die Afrikaanse vertaling, vanaf vers 1. En hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en die nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur, om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel van die geslag van Dawid, die blink môrester. En die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit getuig, sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus.
Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Laaste woord van die Bybel. Kom ons bid saam. Ek gaan vra dat die manne staan, dan buig ons voor die Here en ons praat met hom. Ons heilige hemelse Vader, ons wil vanoggend saam met die profeet Jesaja sê, ek sal die goedertierenhede van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid jeens die huis van Israel wat hy aan hulle bewys het, na sy barmhartighede en na die grootheid van sy goedertierenhede. As ons dink aan ons eie lewe, as ons besef hier waar ons vanoggend is, dit is u goedheid wat ons dra. Dit is as gevolg van u genade, daaglikse opgestapelde genade, dat ons vanmôre kan bymekaar kom en kan luister na u woord. U guns en u goedertierenheid is elke môre nuut en vars. Ook op hierdie lieflike Sondagoggend. Alhoewel dit bewolk is dit maar bedompig, maar hoe kan ons kla? U is vir ons so goed en ons wil u eer. My Vader, wanneer ons nou vanuit die Bybel gelees het, miskien vreemd dat ons nou in Openbaring gelees het en oor Genesis gaan preek, maar ek wil vra dat u die voorbereidingswerk sal doen in harte. Dis u saad wat gesaai word, sal u die vrug ook daarvan bewerk. Dat ons lewens veel vrug sal dra, tot lof en eer van u naam. Ons kyk na u, vir hierdie volgende oomblikke is ons harte afhanklik van u, sal u ons kom ontmoet in die waarheid van u woord. Amen. Ons begin vanoggend met Genesis, die boek van die begin. Dit begin nie net die Bybel nie, maar dit is die boek wat letterlik alles begin. Daarom word daarvan gepraat as die boek van beginne of oorspronge is, miskien 'n beter uitdrukking. Die opskrif in die Latyn is die woord Genesis, dis waar die naam vandaan kom. In die Afrikaans ken ons Genesis maar as die eerste boek in die Bybel. Die kindertjies leer die Bybelboeke en dan begin hulle by Genesis. Maar as ons iets omtrent enige ding werklik wil bestaan, dan sê ek, begin by die begin. En Jesus het homself voorgestel, ons het dit gelees in Openbaring 22, Jesus het homself voorgestel as die begin en die einde. Openbaring 22 vers 13, ek is die Alfa en die Omega. In die Grieks is dit nou die eerste en die laaste letter van die alfabet. Die Alfa en die Omega. En dit beteken, voor hom is daar niks, en omdat hy ewig is, sal hy tot in alle ewigheid bly, daar's na hom niks. Hy is die Alfa, hy omvat alle dinge. Dis belangrik, dat ons Genesis nie sal isoleer nie. Nou ja, ons praat met u oor 'n oorsigtelik vanoggend oor Genesis, ons gaan die vloerwerk lê, die fondasie lê vir die bestudering daarvan. Ek sien op ons potgooi staan daar, hier preek ons die Bybel vers vir vers, en ons gaan letterlik, as die Here wil in ons leef, volgende week begin by Genesis 1 vers 1. So u weet nou al waar is ons skriflesing volgende week, immers, en ons gaan vers vir vers deur Genesis lees, maar dit is belangrik om Genesis nie te isoleer nie, dis deel van 'n eenheid. En ek wil vir u iets interessant wys. As ek sê dis deel van 'n eenheid, dan moet ek eintlik sê inteendeel, daar is 'n rede waarom God, wat die outeur is van Genesis, die eenheid bevestig, aldus die rede waarom ons in Openbaring gelees het. Ek wil gou vir u 'n paar ooreenkomste wys, sodat u kan sien, Genesis, aan die begin van die Bybel, en miskien moet ek nou andersom vir u wys, want u sit nou verkeerd om, maar Genesis tot by Openbaring vorm vir ons God se woord, die kanon. Jy lees in Genesis van die skepping, ons gaan 'n tydjie daarmee besig wees, die skepping van die hemel en die aarde. Weet jy dat jy lees in Openbaring van die skepping van die nuwe hemel en 'n nuwe aarde? Toevallig? Ek dink nie so nie. Want jy lees in Genesis ook van die tuin van Eden, met die rivier wat vloei vanuit die tuin van Eden, en die boom van die lewe, en ons het gelees in Genesis 22, jy lees van die nuwe Jerusalem, dis die troon van God, met die rivier wat daaruit vloei, en die boom
van die lewe, dieselfde boom. Toevallig? Ek dink nie so nie. Jy lees in Genesis van die bruidegom, Adam, en sy bruid, Eva, dit was die eerste huwelik. En dan lees jy in Openbaring van die bruidegom, dis Christus, en die bruid, dit is die kerk, God se mense, en die bruilof, is dit nie 'n groot geleentheid in Openbaring nie, die bruilof van die lam. Jy lees in Genesis van Satan en die vrou, die ou slang, wat vir Eva verlei het. En dan lees jy in Openbaring van die Satan en die vrou in Openbaring 12, die vrou wat met die son bekleed is. Sien jy die ooreenkomste? Jy lees in Genesis van die vloek van die sondeval, na die sondeval die vloek wat God uitgespreek het. Dan lees jy in Openbaring waar die vloek verbreek word. Ons het gelees in Openbaring 22 vers 3. Die vervloeking is nie meer daar nie. Hoekom nie? Want die vloek word verbreek, dit word weggeneem. In Genesis lees jy hoe dood in die wêreld gekom het. Dood was daar voor die sondeval nie. En in Openbaring, die dood word vernietig. Daar word pertinent gesê, die dood is daar nie meer nie. In Genesis lees jy van Babylon wat gebou word, bietjie later, en hoe hulle gesê het, ons gaan hierdie, in Babylon wil hulle hierdie toring mos gebou, Babylon. En dan lees jy in Openbaring van Babylon wat vernietig word, en die nasies, wat by die toring van Babel gevestig is, wat geskep is in geval van die tale, die nasies wat geoordeel word. Jy lees in Genesis van die verlosser, wat beloof word, Genesis 3 vers 15, die moederbelofte praat ons van, 'n verlosser word beloof, kort na die sondeval, 'n verlosser sal daar wees, in Openbaring, die verlosser oorwin, en hy regeer vir ewig, hy kom om te regeer, om as regter, en dan om te regeer. Nou, daar is baie ander, ek het 'n paar vir u genoem. Ons gaan Genesis bestudeer, maar weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan eintlik die Bybel bestudeer. Jy kan hom nie isoleer nie. Die Ou en die Nuwe Testament is in mekaar geweef, en as jy na Genesis toe gaan, dan sien jy oorspronge. Nou vanoggend, inleidend wil ek vir 'n paar feitelik 'n paar dinge noem oor dit waaroor ons gaan praat, en die rede waarom ons Genesis kan bestudeer ensovoorts. So daar's 4 hoofgedagtes, waarvan die eerste die langste is, maar ek wil dit vinnig vir u noem, om u te help met die studie van hierdie boek. In die eerste plek gaan ons kyk na die waarde van Genesis. Ek is 'n paar jaar al in die bediening, en Genesis, moet ek vir u vanoggend sê, was een van die boeke wat ek al lankal wou preek. Daar's baie interessante goed in Genesis, maar jy moet opgewasse wees, jy moet jou sokkies optrek. Dit is 'n lywige taak. Dit is 'n grootse onderneming. En as ek u daarin moet begelei, ek kan nie sê ek voel waardig nie, ek voel baie onwaardig soos ek hier staan, maar die Here sal genade gee. Die boek het waarde, maar nou moet ons vra, as ons praat van die waarde van die boek Genesis, ons kan net sowel die vraag vra, hoekom moet ons Genesis bestudeer? Is dit nie maar waar 'n ou begin nie? Almal wat wil Bybel deurlees, begin by Genesis. Is dit nie maar net omdat dit die eerste boek is nie? Nee, dis 'n besondere boek. Nie net omdat dit deel is van God se woord nie, maar ek wil 4 redes noem hoekom Genesis waardevol, gewigtig en so besondere boek is om te bestudeer. Die eerste gedagte is, Genesis is die grondslag van soveel, en ek is versigtig as ek dit sê, ek het baie mooi gedink vooraf, ek wil sê al die, maar ek gaan sê soveel leerstellings. 'n baie goeie Bybelstudent, en dalk het hy al sy boek mee te doen gekry, so een van die big bad books wat hulle van praat. J. Sidlow Baxter het 'n boek geskryf oor die hele Bybel eintlik, maar nou kan ek nie die boek se naam onthou nie. Hy gaan nou terugkom. J. Sidlow Baxter sê, here we have, nou praat hy van Genesis, here we have in germ, dit is nou in kiemvorm, all that is later developed. So Sidlow Baxter sê, dis die kiem van alles wat later sal ontwikkel. Ek het gesê, soveel leerstellings, dit kan almal wees, ek gaan egter nie my kop op die blok sit nie, maar dis moontlik. It has been truly said that the roots of all subsequent revelation are planted deep in Genesis, and whoever would truly comprehend that revelation must begin here. Al wat Sidlow Baxter sê is, as jy enigiets verder in die Bybel gaan sien,
dan lê die wortels in Genesis. En ek wil jy uitdaag om dit verkeerd te bewys. Ek sê weer, dis nou nie, die Bybel sê dit nie, dis slimme ouens wat dit sê, ek het dit al beproef, ek kon dit nog nie verkeerd bewys nie. Ons verstaan en begrip van die res van die Bybel, van die res van die Ou Testament, en ook die Nuwe Testament, die begrip aangaande Jesus, die begrip aangaande verlossing, al hierdie dinge, die vervulling daarvan, en soveel profesieë wat handel oor God se verlossingsplan, die evangelie soos wat ons dit ken, dit begin met 'n goeie studie en 'n begrip van Genesis. Genesis, die boek Genesis. Watter leerstellings praat ons van? Ek gaan 'n paar noem. 'n Paar interessantes moet ek bysê. Die soewereiniteit en die voorsienigheid van God. Wel, hy is soewerein in die skepping. Hy het gemaak soos hy wil. Niemand het vir hom gesê wat hy moet doen nie. Hy het gemaak net soos wat hy wil. Hy is soewerein in sy regering oor die skepping. Hy kan aanstel oor die skepping wie hy wil. Hy is soewerein oor die skepping en hy werk deur sy onsigbare hand van voorsienigheid in hierdie skepping om sake en mense en volke en nasies en regerings en wat ook al aan te stel, uit te haal, wat te doen daarmee wat hy wil, altyd sodat sy plan uitwerk, soos hy dit bepaal het. Hy is soewerein. Jy lees ook van die goedheid van God. Jy sien dit ook vroeg in die skepping, in sy voorsienigheid. Dink aan die manier waarop die Here letterlik gedink het aan alles. Daar's nie iets wat hy oorgeslaan het, iets wat hy later moes teruggaan en sê, hier was 'n glipsie, ons moet sy voorsienigheid, sy goedheid is in die skepping. Dink aan die woorde van sy kind, sy knegt Josef. In Genesis 50 vers 20 het hy gesê, want julle, nou praat hy met sy broers, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Josef verwys na iets wat baie moeilik vir hom was. En hy sê, dit was God se plan, God is goed. Selfs toe ek in die tronk was, God is goed. En daarom kan ons saamstem met Romeine 8:28. Ons weet, sê Paulus, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dis 'n praktiese implementering van waarhede, wat jy in Genesis al leer ken. Romeine 14 vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die Bybel sê, as jy hoop en moed wil hê, gaan lees die Bybel. En as jy wil begin om die Bybel te bestudeer, gaan na Genesis toe. Verder leer jy van die almag van God. Jy leer van die uitverkiesende genade van God, sy genade. Jy leer van die waarheid en misleiding. Die waarheid en die leuen het nou al begin in die tuin van Eden, toe die slang by Eva gekom het. Jy sien dit later in Abraham se lewe, toe hy gelieg het oor sy vrou. Jy sien die leuen en die waarheid altyd teenoor mekaar, waarheid en misleiding. Jakob, almal. Verder leer jy van sonde en van die verdorwenheid van die mens. Jy leer van God se verlossingsplan. Dit wil ons nooit mis nie, want dit gaan oor die evangelie. Die eerste belofte is beslis. Die eerste belofte ken ons as die moederbelofte. Dis grootliks ongedefinieer, maar dit is tog so kosbaar. Genesis 3 vers 15. Hy sal jou die kop vermorsel. En die Afrikaanse vertaling het om 'n hoofletter, want dit moet so wees, verwys na die verlosser. En ons weet nou dis Jesus. Hulle het nie 'n naam gehad om daarin te koppel nie. Maar hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt, sê die Here vir die ou Satan. Later lees ons dat die wêreld geseën sal word in een man, Abraham. Dis nou hoofstuk 12 vers 3. Jy leer dat die lyn waardeur die Messias sou kom, is deur Abraham, Isak, Jakob. En let op, vriende, die volledigheid, nie Esau nie. Hy was die eerstgeborene, nie hom nie, Jakob. God se soewereiniteit. Dan sien ons duidelik dat Israel se verlossing, die een wat hulle verwag, gaan deur Juda kom. Genesis 49 vers 10, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veld heerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Jesus word gesien in Genesis. Hy word gesien in mense se lewens, hy word gesien in gebeure, en dit noem ons tipes. Ons gaan kyk na 'n paar tipes van die Here Jesus. Het jy al gehoor van 'n tipe in die Bybel? 'n Tipe is 'n historiese feit wat geestelike waarhede illustreer, wat dit na vore bring. 'n Tipe.
So byvoorbeeld verwys Paulus self. Nou, wees versigtig om in elke ding 'n tipe te sien. Jy moet bang wees as mense in alles net, jy weet, alles verallegoriseer, en 'n tipe sien hier en 'n tipe daar. Maar die Bybel sê, daar is tipes. Romeine 5 vers 14 sê, tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie. En dan sê hy Adam, praat hy van Adam, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Adam is 'n tipe van Jesus. Die Bybel praat ook op 'n ander plek van die eerste Adam en die laaste Adam. Albei het deur 'n bonatuurlike daad van God in die wêreld ingekom. Adam is geskep uit stof uit, bonatuurlike daad. Jesus gebore uit 'n maagd. Ons bely dit in die apostolikum. Hy's gebore uit die maagd Maria. Is belangrik, want dit is 'n bonatuurlike daad. Albei deur 'n bonatuurlike daad in die wêreld ingekom, albei as sondelose mense in die wêreld ingekom. Dis die onderskeid tussen ons en Adam. Nie net dat Adam nie 'n naaltjie gehad het nie, maar ook dat Adam nie sonde gehad het toe hy geskep is nie. Adam is die hoof van die skepping. God stel hom aan. Jy is die hoof van die skepping. Christus is die hoof van die nuwe skepping. Abel se bloedoffer wys na die Here Jesus. En die parallel wat jy daarin kan sien, baie duidelik. Kain, die onregverdige wat hom verraai en vermoor. Jy sien dit in die Here Jesus. Daar's soveel lyne. Dan is daar Melchisedek. Van Melchisedek word gesê in Hebreërs 7 vers 3, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy, dis Melchisedek, priester altyd deur. Melchisedek is 'n tipe van die Here Jesus. Ons gaan oor hom praat. Josef is ook 'n tipe van Jesus. Albei spesiaal liefgehad op 'n baie spesiale, besondere manier. Liefgehad deur hulle paas. Jesus deur God die Vader en Josef deur sy pa, Jakob. Beide word gehaat deur hulle broers. Beide word verwerp as regerders deur hulle broers. Beide word verraai en verkoop vir silwer. Beide word onskuldig veroordeel. Beide word verhef van vernedering. Dis nou in die tronk vir Josef en Jesus verneder aan die kruis, maar vernedering tot heerlikheid deur die krag van God. Weet jy dat hulle sê, as jy na die temas, nou hier is die ene wat ek probeer nog tot dusver verkeerd bewys. Hulle sê, al die temas in die Bybel gaan jy vind in die eerste 7 hoofstukke van Genesis. Selfs so prakties soos huwelikskwessies gaan na Genesis toe. Die wortels lê in Genesis. Al die kwessies wat ons het, gaan na Genesis toe. Daar word iets van gesê in Genesis. So die boek het waarde vir die tweede rede, want dit word ruim aangehaal in die Nuwe Testament. Hoekom moet ons Genesis bestudeer? Dit is nie net waarde nie, maar dit word ruim aangehaal in die Nuwe Testament. Jesus, wat het hy gedink van Genesis? Het hy Genesis aangehaal? Ja. Het die apostels Genesis aangehaal? Ja. Kom ek lees vir Johannes 5 vers 46. Maar as julle, nou praat hy met die Fariseërs, as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. In Lukas 24 vers 27, die Emmausgangers, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. As jy Genesis bestudeer en jy sien Jesus nie, dan jy Genesis verkeerd bestudeer. Jesus het self daarna verwys. Johannes 1 vers 46, Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Hier het hy 'n naam, Jesus. In Genesis het hy nog nie 'n naam gehad, in terme van Jesus nie, né? Moet ek nou bysê. 'n baie goeie Bybelkommentator, Henry Morris, hy sê, Genesis is quoted over 200 times in the New Testament. In fact, chapters 1 to 11 is quoted more than 100 times in the New Testament. It's not mentioned, but you'll find it being quoted for word, over 165 times in the New Testament. So praat uit ander ouens se mond, ek het dit self nie geverifieer nie, maar ek glo dit is waar. Verder kan ons is Genesis waardevol, want dit wys duidelik dat die mens aanspreeklik is teenoor God.
Dis 'n ding wat in ons dag skaars geword het. Mense wil dit nie weet nie en ons gaan baie daaroor praat. As God jou gemaak het, dan het hy aanspraak oor jou lewe. As God jou gemaak het, is jy aanspreeklik teenoor hom. Jy staan verantwoordelik of verantwoordbaar is 'n ander woord wat ons in Afrikaans gebruik. As ons net 'n kosmiese toevalligheid was, soos wat die mense oor en oor in die media vir die jong klomp wil leer, vir die kinders wil leer. Jy weet, jy's nou maar net 'n dis nou miljoene jare en oeps, hier's 'n mens. Stelselmatig gevorm deur toeval. Dis wat verkondig word. As dit so was, dan is die logiese gevolgtrekking, daar's geen doel aan die lewe nie. As u en ek bloot 'n gevolg is van toeval, watter doel is daar in die lewe? Dan moet jy weliswaar sê, wel, een van die dae gaan ek doodgaan, so doen wat jy wil. Lewe soos wat jy wil. Die Bybel sê, nee, jy's verantwoordelik. Jy staan aanspreeklik teenoor God. God het een man en een vrou geskep, en daardie twee het die hele menslike ras gevorm. Dis waar die mens vandaan kom, en ons is aanspreeklik teenoor God. Ek gaan baie daarvan praat. 'n Laaste rede waarom dit waardevol is, dis die grondslag vir 'n Christelike wêreldbeskouing. Groot woorde om maar net te sê, as jy wil weet hoe om te kyk na die natuur, na jou burgerskap, na enige kwessie, jou wêreldsbeskouing word gevorm deur die waarheid van die woord. En Genesis gaan ons daarmee help. Jy gaan verstaan as ons Genesis bestudeer, presies hoe moet ons reageer in die lig van die sogenaamde aardverhitting en al die kwessies wat mense vandag eintlik 'n afgod van maak. Hoe moet ons optree? Wat moet ons gesindheid wees? Wat moet my wêreldbeskouing wees? Genesis gaan ons help. Want ons gaan dit nie per se bestudeer nie, maar dit gaan my help om my gedagtes te vorm en om 'n perspektief te kry oor hierdie lewe en oor hierdie wêreld. En dan, ons kom by die tweede hoofgedagte. So ek kom agter, Genesis is waardevol. Daar is genoeg rede. As jy vanoggend nog vra, maar hoekom moet ons Genesis doen? Hoekom kan ons nie 'n makliker boek doen nie? Dis waardevol. Die ouens wat die hardste grawe, is die ouens wat die meeste goud gaan kry. En ons gaan grawe. Die tweede hoofgedagte is, ons kyk na die outeer. Baie maklik, baie kortliks. Tradisioneel sê ons Moses was nog nie regtig eintlik deur kinders van die Here bevraagteken nie. Moses word geïdentifiseer as die outeur van Genesis. Hy identifiseer homself as die outeur hy identifiseer homself nie as die outeur van Genesis nie, maar as jy mooi daaroor gaan dink, Genesis eindig bykans 3 eeue voor Moses se geboorte. 300 jaar voor Moses se geboorte is waar geskiedkundig die verhaal van Genesis eindig. En tog verwys die Ou en die Nuwe Testament na hom as die outeur. En ek dink dis baie gepas dat die Here aan Moses die openbaring gegee het om neer te skryf, want Moses was die slimste Jood tot op daai stadium. Weet jy hoekom sê ek so? Hy's opgevoed in die paleis van die wêreldmoondheid van hulle dag in Egipte. God het dit so beskik. Hy het 'n goeie skoolloopbaan gehad. Hy was in die duurste skool van sy tyd. Ek wil nou nie name noem nie, maar geld was nie 'n kwessie nie. Sy pa het betaal, sy voogde moet ek eerder sê. Gegeewe sy goeie opvoeding, het God hom gekies om die outeur te wees. Daar's geen grondige rede. Ek weet daar's liberale ouens wat vra. Ja, maar hoe kon Moses dit nou en ek het selfs 'n paar jaar terug het ek in die koerant gelees, hulle gesê het, Moses was eintlik hoog geweest toe hy in die bos was, en die bos het gebrand, en hy was, op 'n bedwelm deur hierdie rook van die bos, en toe het hy nou hierdie gesig gesien en allerlei dinge neergesê, wat eintlik nie sin maak nie, dis volksverhale, maar Moses het dit geskryf. Vriende, dis alles maniere om die gesag van God te ondermyn en sy woord te bevraagteken, om 'n vraagteken te sit waar God 'n punt gesit het. Daar's geen grondige rede wat aangevoer kan word waarom dit nie Moses was wat Genesis geskryf het. Genesis, die boek is geskryf na die uittog, na die Israeliete uit Egipteland is,
Dis in 1445 voor Christus, maar dis geskryf uiteraard voor Moses se dood, en hy is dood in 1405, sê hulle, voor Christus. So Moses is die outeur. Bring ons by die derde hoofgedagte. Kom ons kyk ietsie, ons sê ietsie oor die struktuur van die boek. Daar's 'n goddelike hand. Nou, u weet, Moses het die pen vasgehou, of die veer, ek weet nie waarmee hy geskryf het nie, want hulle het baie ou skryfgoed gehad, dit was perkament en allerlei dinge wat hulle gebruik het. Hy het die pen vasgehou, maar God is uiteindelik die outeur, dit weet ons glo aan die goddelike inspirasie van die skrif. Maar daar is strukture in Genesis, wat jou laat kyk na die boek en sê, dit kan nie 'n menslike geskrif wees nie. Hoe het Moses dit dan beplan? Moses het dit dalk nie so beplan nie, hy het dit geskryf, maar dis God wat die outeur was, uiteindelik. Die strukture lyk as volg, daar's 'n grammatiese struktuur. Weet jy, Genesis volg hoofsaaklik 2 lyne. Hy gaan op die een lyn, en as jy nou dit weer gaan lees, onthou wat ek vandag vir u sê, hy gaan partykeer op die een lyn van die rebelle, die goddelose nageslag van die ou slang, die wat wou doen wat hulle wil, en wat geluister het na die slang, en dan is daar 'n ander lyn, van die geseëndes, die nageslag van die vrou, wat die belofte glo van in haar, dit is nou Adam en Eva, hierdie belofte van die moederbelofte, in hom, die verlosser, sal daar vir julle hoop wees. Daar die geseënde lyn, dis die 2 lyne. Maar daar is ook, geografies sê hulle, is daar 'n struktuur. Daar's 3 indelings. Vir 'n tyd lank is hulle in Mesopotamië. Hoofstuk 1 tot 11. Dis waar die grootste deel daarvan dan nou plaasvind. Van die skepping tot 2090 voor Christus vind plaas in Mesopotamië. Daarna die beloofde land, van hoofstuk 12 tot 36, hoofstuk 12 is waar hy verbond met Abraham sluit, van hoofstuk 12 tot hoofstuk 36 vind plaas in die beloofde land, geografies. Dit is 2090 voor Christus tot 1897 voor Christus, net terwille van die ouens wat somme maak. En dan die derde indeling geografies, daar is ook 'n deel wat in Egipte plaas, van die verhaal van die Israeliete in Egipte. Dis van hoofstuk 37 tot hoofstuk 50, 1897 voor Christus, tot 1804 voor Christus. Dis die geografiese struktuur. Temas. 2 verdelings, sê die slim ouens. Daar's 'n primitiewe geskiedenis, hoofstuk 1 tot 11, praat in breë van die skepping. En weet jy wat is die ander hooftema? Die verdorwenheid van die mens, die val van die mens, die ondergang van die mens. En as God na die sondeval moes terugstaan en sê, ai, dis nou baie sleg. Kom ons kyk, wie gaan na my toe kom? Het niemand na hom toe gekom nie. Want hy doen van sy kant af moeite om te soek en te red die wat verlore was. Dan kry jy in die volgende sin, in die volgende trant, die patriargale geskiedenis, die primitiewe en dan die patriargale, groot woorde. Dit gaan van hoofstuk 12 tot 5, dis die aardsvaders, né? Dan praat hy spesifiek van die werk van God in die verlossingsgeskiedenis. Dat hy 'n man tussen heidene gaan haal en sê, vir jou gaan ek vat. Vir jou gaan ek iets besonders maak. 'n Man en 'n vrou, so langsaam, ons gaan daaroor praat, wat nie kinders gehad het nie, en wat nie kon kinders hê nie. Maar hy sê, ek gaan jou 'n nageslag gee, en ek gaan jou naam groot maak, want in jou gaan ek al die nasies van die wêreld seën. Dis waar die verlossingsgeskiedenis so mooi uitgebeeld word. Abraham, hoofstuk 12, later Isak, hoofstuk 25, dan Jakob, hoofstuk 27, en dan Josef, hoofstuk 37 tot by 50. Dis die aardsvaders. Daar gaan ons goed sien, wat ons gaan laat besef, God is groot. En dit bring ons by die laaste gedagte, voordat ons gaan afsluit. En dit is die doel van Genesis. Die doel van die boek. As ons nou in eerste gesê het, hoekom moet ons die boek bestudeer, want dit het waarde en al hierdie kwessies,
Wat is die doel? Wat wil Genesis dan in ons bereik? Ek dink daar's 3 hoofgedagtes. Die eerste een is om die mens se opstand, sy rebellie te beskryf teen sy skepper. Dink in groter terme, staan 'n tree terug vanoggend en kyk saam met my na die verhaal wat vir ons opgeteken word. God skape die mens. In 'n idilliese wêreld doen die mens alles wat God sê en loof God tot in alle ewigheid. Dit was mos hoe dit gelyk het tot die sondeval. Want so gou as wat jy lees van die skepping, kort daarna is die sondeval en dit was baie gou. Jy leer van die opstand van die mens teen die skepper, teen God en die verskriklike gevolge daarvan. En dit kom jy baie vinnig agter as jy lees, die een het gelewe en so oud geword en het gesterwe, en hy het gesterwe, en hy het gesterwe, en hy het gesterwe. Daar's 'n rede hoekom daar partykeer Hebreëse telefoonboeke ingeskryf is in Genesis. Al die name, en hoe lank hy gelewe het, en hy het gesterwe, en hy het gesterwe, en hy het gesterwe, want is die gevolg van sonde, die loon van die sonde is die dood. Maar dan ook, nog 'n doel, is om ons te wys en 'n basis te gee vir dit waar volgens ons vandag 'n groot stuk waarheid aan koppel, is God se ooreenkoms of sy verbond met Abraham, waardeur God genade gee en 'n oplossing bied. 'n Oplossing bied vir hierdie sonde wat hulle gepleeg het. 'n Oplossing vir die groot kwessie waarmee elke mens tot dusver waarmee ons worstel. Wat doen ek met my sonde? Die algemene tendens van ons dag is, nee, jy moet probeer om beter te leef. Los dit en maak reg. Hoe maak jy sonde reg? Die oplossing word gebied. Die effek en die regtelike straf vir daardie oortreding, vir daardie rebellie. Die oplossing is nie in onsself nie. Dis in Jesus. En ons word daarin geneem. En dan om geloof in God. En in Genesis gaan ons lees baie van die Hebreëse Jahwe. Dis die naaste wat ek kan kom aan die korrekte uitspraak. God, die verbondsgod. Dit verwys na hierdie een wat met Abraham 'n verbond gesluit het, om geloof in God aan te moedig. Deur vir ons te vertel, hoe lyk dit wanneer mense God dien? Hoe lyk dit wanneer mense gehoorsaam is aan dit wat God sê? Hoe lyk dit wanneer hulle die genade wat hy na hulle kant toe gooi aanneem en sê, Here, ek wil U ken, ek wil U dien? En hoe lyk dit wanneer mense afgesonderd leef van die wêreld om hulle? Daarom is Genesis vir ons en die doel van Genesis in ons lewe, om ons die verlossing te wys, om ons te wys ons is eintlik sonder God verdorwe, maar om vir ons hoop te gee en altyd te wys na Jesus. En as ons dit gaan mis, mag ek 'n algemene uitnodiging rig, en ek wil vir u sê, as ons by Genesis een of ander boodskap bring, waar dit nie duidelik gaan uitkom nie, dan gaan ek die uitdrukking gebruik, tik my oor die vingers, dan het ek iets misgevat. Want ons moet daar uitkom. Dis wat Genesis vir ons wys. Dis 'n wonderlike boek. Dis 'n groot taak wat op ons wag, waar ons gaan gevoed word. Ek wil vir u laastens 'n aanhaling van, noem dit maar een van my gunstelinge, dit is nou die kommentare. R. Kent Hughes sê oor Genesis, en dit wat jy gaan kry in Genesis se bestudering. This is good soul medicine. Strong meat. Verwysende na, hoor jy, dit is goeie kos. Dis vaste spys. Vir die ouens wat gevoed wil word, hier's vaste spyse. Dis nie melk nie. Dis vir die ouens wat wil groei. It was grace from the beginning, R. Kent Hughes, in both primeval and patriarchal history. Dis die patriargale, die aartsvader geskiedenis. En dan sê hy, it always will be grace. Dis genade. God sal genade gee. Ons gaan, as die Here vertoef om te kom, en hy gee vir ons genade, wat hy elke dag gee, sal ons tree vir tree, vers vir vers deur Genesis werk. En u gaan sien, hoe 'n genadige en barmhartige
God ons aanbid. Nie net die keer wanneer hy homself aan Moses openbaar en sê, God groot van goedertierenheid en barmhartigheid en trou. Jy weet al die, nie net dan nie, elke keer. Want selfs in sy oordele is daar genade. Selfs in die tye wanneer ons dink, dis 'n negatiewe saak hierdie, dan is daar steeds genade, of ons dit wil sien of nie, dis altyd daar, en ek sal dit vir u wys. Maar hier is die vraag, hoeveel keer lees ons nie deur die Bybel, en hoeveel keer bestudeer ons nie dalk een of ander boek, en ons mis hierdie dinge nie. Ons leer vir die kindertjies, die verhale van Abraham en van Isak, en ons leer vir hulle die verhale van Genesis, maar ons laat na, om hulle na Jesus te wys. Want dis hy, wat die hoofkarakter is van Genesis. Dis nie Moses nie, dis nie Abraham nie, dis Jesus. Dis uiteindelik altyd die Here Jesus. En as ons Genesis bestudeer, en ek sien my eie natuur, ek sien my eie hart, en ek dink, wel, ek sal harder moet probeer, of ek sal maar net 'n beter mens word, ek gaan meer kerk toe gaan, of ek sal meer, dan mis ek die punt. Want die punt is, ons moet soek, ons moet roep, klop, stamp aan die deur van genade, en sê, Here, laat my asseblief in, ek het u nodig, ek kan sonder u niks doen nie. U moet 'n persoonlike verhouding hê met die God wat ons gaan bestudeer in Genesis. U wêreldbeskouing moet gevorm word deur hierdie dinge in Genesis. U hele lewe gaan beïnvloed word, en ek bid dat dit verander sal word ten goeie, deur dit wat ons gaan bestudeer in Genesis. Ek hoop ek het so 'n bietjie soetigheid gegee, sodat u sal sê, verskoon die uitdrukking, bring it on, pastor, bring it on. Dat ons die pad sal loop en sê, Here, praat met my, leer my u wil, u plan met my. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, elke keer wanneer ons inleidend praat oor 'n boek of oor iets wat ons gaan bestudeer, dan is ons harte met opwinding gevul. En as ons hier kom en besef, maar ek weet nog nie genoeg nie, dan is hier 'n geleentheid om te leer. En as daar dinge is wat verkeerd is in my lewe, wat ons besef met die bestudering van u woord, dan is die uitnodiging altyd daar, Jesus is die oplossing, maak dit reg met hom. Daarom bid ons, dat u genade oor ons nie te vergeef sal wees nie. Ons wil vanoggend na die hemel roep, dat u ons sal help, om, soos wat u woorde self was, die wat 'n oor het, laat hom hoor. Dat ons die geleentheid sal gebruik om te luister na die waarheid van u woord. Dat u evangelie, waarvan Jesus die kruks is, dat dit sal skyn in ons harte. Dat hierdie waarheid diep spore sal trap in ons lewe. En dat ons hele gemoed, ons hele hart, al ons krag en ons verstand gewy sal word om u te ken, om u lief te hê en om u te dien. Dis ons enigste hoop. Daar's geen halfpad merk nie, daar's nie 'n halfhartigheid hier te bespeer nie. Ons wil leer uit die foute wat vir ons gewys word. Ons wil kyk na die voorbeelde en ons wil u sien. En ons wil u dien. Dankie dat ons al ons kwessies na u toe kan bring. Ja, hier is vanoggend mense wat dalk worstel met kwessies. Daar by die werk is 'n kwessie. Miskien 'n uitdaging wat die ekonomie betref, of die beerdkrag van ons dag, of wat dit ook al mag wees. Kinders wat probleme is, huwelike wat worstel, wat dit ook al mag wees. U is die een wat vir ons die oplossing bied. Sal u dit vir ons wees in Genesis. Dankie vir u groote genade. Amen. Ons gaan afsluit met liedboek 2.